Goeiemôre Suid-Afrika, dit is 24 Mei 1300, tyd van die berig. Wat sê hulle altyd? Breaking news. Die stand van die Iran-oorlog. Gister het president Trump skoon sy eie seun se wedding gemis om aandag te gee aan die negotiations wat aan die gang is op die oomblik. En lyk my dat net deur die nag gisteraand 'n breakthrough gemaak. Daar's moontlikheid dat hulle binne die volgende paar ure 'n ding kan sign. 'n Deal kan sign wat die einde van hierdie oorlog bring. En die ding wat hulle gesign het op die oomblik, of wat hulle op die tafel het, gaan deel van daai ooreenkoms is dat die Amerikaanse weermag gaan in plek bly soos dit is. Die groot weermag wat daar was, die groot aanvalsmag, om enige iets te stryk, gaan in plek bly vir ten minste 30 dae. Die eerste 30 dae van hierdie deal, ten minste, so dit kan langer wees. Om seker te maak, is die militêr nie onttrek dat Iran nie net maar maak wat hulle wil nie. Deel van hierdie deal is ook dat deel van die deal dan is dan dat hulle gaan mense se of Iran se assets vir hulle release, hulle gaan hulle sanksies vir hulle lig, dat die Strait of Hormuz gaan oopmaak. Olie sal weer vloei en paar ander dinge. Die laaste finale goeders hulle sal seker maak vir ons op 'n deal sit. Die deal duidelik uitmaak later in die nuus wat is die finale deal. Maar dit kom by 'n punt. Dit lyk my dis nou op 'n punt wat alles verby is. Hopelik is daar nie iets intussen wat die Iraniërs probeer twist of draai, jy weet. En hulle eie ding swing weer nie. Hopelik nie. Maar dit lyk hierdie kom tot 'n einde. Gistermiddag is daar 'n ou doodgeskiet by die White House, wat daar gekom het en op die White House geskiet het met 'n pistool. Verstaan hierdie mense se koppe? Hulle kom daar en dink hulle kan op die White House skiet met 'n pistool of 'n geweer en hulle gaan bly staan lewe nie. Dit is gewoonlik maar ouens wat wil suicide pleeg, want hulle weet hulle gaan gedrop word. So ek was op die TV gekyk, ek was besig om 'n nuusuitsending te kyk van iemand wat report van White House af. En die volgende oomblik hoor jy net skote in die agtergrond, op 20 tot 30 skote. Nou later kom die nuus uit. Okay, die ou is dood. Ek verstaan nie die mense. Suicide by kop, dis wat hulle doen hier in Amerika. Mense wat wil suicide pleeg. Al wat jy doen is, jy loop in die publiek met 'n gun en lig jou gun op. Skiet 'n paar skote, jy hoef nie eens iemand te skiet nie. En iemand gaan jou drop, gou. Dis baie polismanne oralste. So, ek is seker daar oor dit getry het, wou seker maar vir homself probeer namaak, maar hy wou suicide pleeg. En dis hoe op homself geëindig het. So, terug by dis nou die White House staak, maar terug by die Iran-oorlog. Die hoofnuus bly, dit lyk of hulle moontlik vandag nog 'n finale deal gaan sign. Die Amerikaanse weermag, die skipe wat ons daar het, bly in plek vir ten minste 30 dae om seker te maak die deal word deurgedruk, dat Iran nie triks trek nie en dan obviously deel van daai deal gaan wees inspections agterna. Dit gaan nie net na 30 dae soos die militêr terugtrek en net maak wat hulle wil nie. Daai gaan nie toegelaat word nie. So, dis dan vandag. Ek is Monay Botha vir Koppel TV. In hierdie dag.